die neurobiologie van vrees. Ek bedoel, wat probeer ons brein vir ons sê, of wat doen ons brein wanneer vrees betrokke is in 'n situasie? So 'n belangrike punt, Lise, want met enige emosie moet ons besef dit kom van die brein af. Dis nie net dat ons liggame dit ervaar nie. En in die brein is daar 'n kombinasie van hoe die brein gestruktureer is. So die struktuur van die brein is natuurlik baie belangrik, maar dit is dan ook die ander twee aspekte. Die een is die brein se elektrisiteit afskeidings wat baie belangrik is, en dan is dit die chemikalie wat daarmee saamgaan. So baie keer sê mense hulle wil nie medikasie gebruik nie want hulle hou nie van chemikalie wat hulle in hulle liggame insit. En ek het baie begrip daarvoor. Want natuurlik moet mense dink wat is die regte medikasie, maar die brein skei ook deur die liggaam chemikalie af. En dit help ons om te oorleef, en vrees is een van daai baie belangrike oorlewingsmeganismes wat inskop. So daar's 4 dele van die brein se struktuur wat belangrik is. Ons het al baie gepraat oor die amygdala, die brein se vreessentrum of wat hoë intensiteit emosies hanteer, die hippocampus wat help om te onthou en dan ook dinge in 'n konteks te plaas. Hierdie lyk gevaarlik, maar dit is dalk nie werklik gevaarlik nie, want hierdie kwaai hond, iemand het hom in 'n lead beet en hy gaan nie nou op my afstorm nie. Of soms dinge wat ons verbeel gevaarlik kan wees, maar nie noodwendig gevaarlik is nie. So die hippocampus help daarmee. En dan die twee ander gedeeltes is die prefrontale korteks van die brein. Met ander woorde, die voorste deel van die brein wat help met besluitneming. Dit help ons om impulse te beheer. Dit help ons dan ook om ons emosies te reguleer. So as ons in 'n intense oomblik is en daar's vrees, dan help hierdie prefrontale korteks ons dan ook om te besluit wat moet ons nou doen en so. En dan die ander gedeelte is die hypothalamus. Nou die hypothalamus het weer 'n ander aktiwiteit en dit het 'n verbinding met die liggaam, en dit is dan in hierdie oomblik van vrees wat ons ervaar, dat dit ons ook fisiologies in staat stel deur dinge te doen, byvoorbeeld deur ons hartklop te verhoog of ons spiere te laat saamtrek. En dit is deur chemikalie wat afgeskei word in die brein, en daar's 4 ook van hulle. So ons bly op die 4. Dit help. Okay, glutamaat is 'n baie belangrike ene, want dit is amper iets wat opwinding veroorsaak in die brein. Dit skakel dinge aan en dit vergemaklik kommunikasie dan tussen hierdie neurone in ons brein, ons neurone, en die kom ons noem dat die vreeskringe in die brein wat van die amygdala afkom en die boodskappe moet deurstuur. GABA, kan ek net die verkorting gebruik. Dit het ook 'n as ons herstel, dit demp amper weer die neurale aktiwiteite en dit help ons om te kalmeer. En as ons asem kan uitblaas, ons meer ontspanne voel, dan is dit die happy hormones wat inkom, die goeie oudjies, die serotonien, die dopamien, en dit laat ons dan hierdie gevoel kry van amper as jy nou groot geskrik het en dan bars jy uit van die lag na die tyd. Jy weet nie hoekom jy lag nie, maar dit is asof jou liggaam dan net afskakel en sê dis alles okay, dis alright. En natuurlik dan ook die ander streshormone wat deur die hypothalamus afgeskei word. Die beinniere word in staat gestel om kortisol en adrenalien af te skei. So dit maak dan ook dat jou liggaam voorberei word op daai frase wat ek en jy al baie gebruik het, om te veg of te vlug. Om seker te maak jy hou jouself veilig. Nou, hierdie gebeur wat jy nou verduidelik het, dit is wanneer daar korttermyn die eeuoue, en ek dink dit is nou eeue wat hulle hierdie voorbeeld gebruik, maar die eeuoue voorbeeld is die leeu kom om die hoek. En al hierdie gebeur dan nou gelyktydig binne 'n splitsekonde in jou brein en jy hardloop weg. Hooplik, jy gaan nou nie hardloop na die leeu, jy gaan nie die leeu veg nie. Maar jy hardloop dan nou weg. Goed, jy het jouself beskerm. Nou, in vandag se konteks van 2025 en nog meer, is dit dat mense dink aan vrees, dit word gekoppel amper 100% nou al aan angstigheid. Die gevoel van angs of sielkundige angs veral. En verduidelik nou, daai gebeur nog steeds, maar is ek reg as ek sê, dit hou net nie op nie, jou lyf hou aan om te dink, daar is 'n gevaartjie wat om jou hoek. So dis belangrik, dit is baie goed dat jy ook angs inbring, want ek dink angs
kan baie keer kronies wees. Ons is deeltyd bekommerd, daar is 'n leeu om die hoek. Hy wag net vir die geleentheid om uit te spring. Ons is bekommerd dat as ek die aand gaan slaap, gaan die leeu dalk skielik daar deur die venster kom loer of ek daar is. So ek kan nie regtig afskakel nie. Maar ek dink vrees is die oomblik wanneer iets wel gebeur. Wanneer daar 'n insident is soos die leeu kom om die hoek of die rot hardloop onder die tafel uit of die deur slaan toe. In daai oomblik wat daar intense skrik is, vrees is, die verwagting dat iets slegs gebeur, moet jou liggaam reageer op dit. Want anders gaan die leeu jou vang. Anders gaan daai rot jou die hele huis vol jaag en jou aaklikste vrese gaan waar word dat hy in die aand in jou tone gaan kom knibbel of iets soos dit. So daardie angstigheid is daar ook as 'n beskermingsmeganisme, maar die volume word opgedraai as dit kom by vrees en as dit kom by paniek. En natuurlik het ons al ons sensoriese inligting wat ons insamel van ons omgewing rondom ons, want as ons nie kan sien, kan hoor, kan voel, kan ruik, kan proe nie, dan gaan ons nie weet wat om ons aangaan nie. Dan is ons in 'n donker kamer en ons weet nie of daar 'n leeu buite is nie en of dit net 'n labrador is wat jou wil kom red uit die donker kamer uit nie, maar ons maak dan sekere hipoteses. En natuurlik van hierdie hipoteses kan korrek wees, maar sommige kere is dit ook nie noodwendig reg nie. Soos byvoorbeeld met 'n fobie. Jy het hierdie vrees vir 'n spinnekop of vir 'n mot. En hierdie mot fladder nou daar rond en dit is nie baie gemaklik as hy nou hierso op jou skouer kom land of in jou vasvlieg nie, maar dit beteken ook die mot gaan jou soos die leeu opeet nie. Maar die fobie beteken dan ook jou reaksie is dieselfde. Jy het hierdie oomblik van intense vrees en dit is net vir jou asof die werklikheid dan nou verander, want al waarop jy kan fokus is op hierdie gevaarlike dier, insek, wat dit ook al mag wees, wat jy daar raak sien. Maar jou konsep, jou konseptualisering weer is nie noodwendig reg nie, en dan mag dit wees dat hierdie angs dan nog kan voortduur deur die nag en jy droom daarvan, of jy word die volgende oggend wakker en jy kyk dadelik rond of die mot of in jou kamer is. En natuurlik die heel, as jy nou gaan op die ergste deel van die spektrum, dit is trauma. Trauma, die vrees van dit wat met jou gebeur het, dat jou lewe was in gevaar, jy het gedog jy gaan doodgaan. Wat hak dan vas daar in die brein? Hoekom is dit so 'n ding wat dan vashak? En dit gebeur nie net met 5 mense in die wêreld, dit gebeur met 50 miljoen mense in die wêreld. So dis waar die hippocampus weer inkom. Die hippocampus is ons geheue-sentrum wat dan nou geheue stoor in die brein, maar ook geheue kan onttrek en dit link met sekere dinge wat nou gebeur. En as dit ooreenstem met dinge wat in die verlede gebeur het, goeie dinge of slegte dinge, dan is dit asof dan jy nou weer iets beleef van wat in die verlede gebeur het. So kom ons sê daar's trauma wat jy in die verlede ervaar het, of dit fisiese trauma, seksuele trauma, iets is wat jy gesien het wat gebeur, soos 'n motorongeluk, en skielik kyk jy by die venster uit en hier kom weer 'n kar baie vinnig verbygery en dit herroep weer iets van wat jy in die verlede gebeur het. En soos ek nou my asem ingetrek het, is dit dan amper outomaties dat jou liggaam reageer soos wat dit gebeur het toe jy in die verlede dalk die trauma ervaar het of ook gesien het. So die trauma belewenis is 'n baie intense ervaring wat ook gepaard gaan met ander komponente soos magteloosheid, soos nie alleen vrees nie, maar dalk ook die ervaring van waar iemand jou in 'n situasie geplaas het waar jy nie kan ontsnap nie, so jy het hierdie ervaring dat jy die slagoffer is, en dan ook dat jy nie enigiets nie alleen kan verander nie, maar dit is amper asof jy nie enigstens anders kan dink daaroor. So die emosies wat daarmee gepaard gaan, kan dan ook baie intens wees. Dis nie net vrees nie, maar soms ook angs, kwaad wees, hartseer, maar nie net 'n ligte graad daarvan nie, 'n baie intense graad daarvan. En as iets gebeur, en dit kan selfs iemand wees wat net te vinnig in jou spasie, persoonlike ruimte inkom, dan is dit asof jou liggaam reageer daarop. Maar dit is hierdie ervaring wat ooreenstem met 'n ervaring in die verlede wat jou hippocampus terugbring om jouself te beveilig, en dit is soms nodig, maar dit is ook baie keer onnodig as daar nie regtig 'n gevaarlike persoon is wat naby jou is. Nou Anton, al hierdie vrese, kyk, vrees kan mens se lewe oorneem. Maak saak wat die rede is nie, hoe, wat ook al, dit jou brein is daar om jou te beskerm, en as jou brein dink jy is in gevaar, waar of nie, gaan hy alles doen om jou te beskerm. Kan 'n mens jou brein help om te verstaan, daar is nie nou gevaar nie?
Ek dink behalwe die leeu voorbeeld is daar waarskynlik baie ander voorbeelde waar die brein wel geleer kan word om anders te reageer, maar dit is weer eens jou brein is nie apart van jou liggaam en jou emosies nie. So dit is om vir jouself maniere te kry om anders te nie alleen te dink in hierdie situasies nie, maar ook dalk jouself bloot te stel in 'n situasie waar jy byvoorbeeld 'n muis, 'n makmuis, nie 'n wilde muis nie, 'n makmuis kan vashou en kan vryf en weet net 'n ander blootstelling daaraan kan kry. Of ook 'n ervaring waar daar trauma was, dalk te skryf oor die trauma wat gebeur het en dit regtig spesifiek te maak tot daardie konteks in 'n omgewing waar dit gebeur het, want weer eens ons kan dit baie maklik outomaties veralgemene ander situasies toe ook waar ons dan iemand sien as 'n bedreiging. So ek dink soms is om te skryf daaroor. En ek dink die ander gedeelte is dat baie keer loop mense daarmee rond en het nog nooit gepraat daaroor. So om 'n veiligheid te kry waar jy kan praat daaroor, dat jy meer kan eksploreer wat het presies daar gebeur. Wat het dit so gevaarlik gemaak vir jou? Wat was die persoon wat die oortreder was wat die trauma veroorsaak het? Wat was sy rol in jou lewe van daar af verder? En ek dink weer die belangrike gedeelte is, en dit is nie noodwendig 'n maklike gedeelte nie, om dit nie net te veralgemeen na alle persone soos daardie persoon nie, of dit nou alle mans is of ouer persone is, of mense wat vinnig ry of so. En natuurlik gaan ons nog steeds skrik as daar iets skielik gebeur, soos 'n deur wat toeklap, maar dan kan ek daarna sê, nou nie daarvan is dit gebeur nie, maar ek weet is dan net hierdie een deur. Of ek weet is hierdie een persoon wat so opgetree het. Ja, is daar ander mense ook, maar ek moet ook weer besluit wie vertrou ek en dis mense met wie ek goeie verhoudinge kan opbou en waar ek my intuïsie vertrou, deur te sê hierdie voel nie veilig nie. Ek dink die punt van die hele situasie is dat wanneer vrees jou lewe oorneem, jou lewenskwaliteit begin affekteer, dan is daar stappe wat geneem kan word, professioneel, ander stappe, maar daar's stappe wat geneem kan word om weer jou brein te leer vir jou op die, kom ons sê dit 'n gesonde manier weer te beskerm. En ek dink dit is die belangrikste, maar mense as julle enige vrae het, kan julle e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar by hierdie video. Deel die gesprek, mens weet nooit wie moet dit hoor nie. En soos altyd, kyk mooi na jouself.